Baie welkom by vanmiddag se webinar. Is my baie groot voorreg om dit aan te bied. Dit is my eerste een by SOS en dit beteken nie ek het nou net die begin nie, ek is al 5 jaar hier, maar dit is die eerste een wat vir my belangrik genoeg is om agter my skerm uit te skuif en dit aan te bied. En ek het vir Erika ingevoer want sy is 'n kenner op die gebied. En ons weet dit is verskriklike belangrike onderwerp wat ons oor gaan praat vandag, maar ons gaan nou vandag net wegskop met die regte ding. En ek wil net hierdie een versie by julle los. Jesaja 40 vers 31 wat sê: "Maar die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arensvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle loop en word nie afgemat nie." Ek het gedink hierdie is 'n gepaste versie vir vandag en ek wil vir julle 'n kort gebed lees wat ek aan die begin van die week vir my kollegas ook gelees het. Here, help ons om te glo wanneer ons moeg is. Help ons om te rus wanneer ons nie weet hoe nie. En wees ons asem wanneer ons eie nie meer genoeg voel nie. En met die hemelvaart wat kom hierdie week, weet ons U is hier en dit is genoeg. Amen. Goed. Dan, volgende. Hoekom is vandag vir my belangrik? Nou, my passie, my werk is eintlik aan kommunikasie, maar ek het ook 'n draai in die onderwys gemaak. 'n Klomp van my kollegas kom uit die onderwys uit, ons hart brand vir onderwysers. En ons weet dit is 'n moeilike omgewing te wees deesdae. En Erika weet dit ook, sy was meer as 2 dekades in die onderwys, so sy weet dit definitief. En ons wil sê, julle is nie alleen nie. Ons is by julle, ons loop die pad saam met julle, dis nie altyd maklik nie. En ons probeer help waar ons kan. Ons weet daar is sistemiese probleme wat ons nie altyd kan oplos nie, maar vandag hoop ons kan vir julle net so hier en daar 'n bietjie moed laat skep en 'n bietjie laat dink weer dat jy is genoeg. Jy is onderwyser, maak 'n massiewe verskil in die kinders se lewens en in die wêreld rondom jou. So dis hoekom dit vir my belangrik is. So. Dan wil ek vir Erika voorstel aan julle. Sy is 'n navorser, sy is 'n mamma, sy is 'n PhD student, sy is besig. Sy doen allerlei goeders en haar hart lê 100% by onderwys en uitbranding en sy doen haar navorsing ook daarin en ek dink ons hoop ons gaan 'n bietjie uitkringing begin, 'n gesprek begin. Ek dink dit is ons hart om 'n gesprek te begin rondom 'n moeilike onderwerp. En ons wil hê julle met ons gesels. Hierdie is 'n Mentimeter. Nou, Mentimeter is 'n slim manier om aanlyn bietjie net te hoor wat julle dink. Goed, vir julle dan gaan ons die eerste vraagie gaan julle dan sien as ek nou aangaan. So hy sê vir my, daar's hy klaar. Daar's klaar mense wat reageer. Wat tap jou energie die meeste gedurende 'n skooldag? Wees maar eerlik. Weet daar's baie. En julle hoor te sien wat ek sien. Soos die antwoorde inkom. Die departement is 'n uitdaging. Maar ons jong mense is ook 'n uitdaging. En ons ouers ook. Dissipline. Julle ons sukkel met dit, ja. Julle kan sien dit is nie net een dingetjie nie, dit is baie dinge. Dankie vir julle deelname, Mashu. Admin. Ek sien die woorde wat so groot word is die woorde wat meer as een keer gebruik word. So julle kan sien. Goed, kom ons gaan na die volgende enetjie toe. En nou nie te lank op een spandeer nie, Mashu. Verrassingsversoeke, dis interessant hier. Oorvol program, so oor julle. Trek aan hulpbronne. Maar ek sien ouers admin dissipline, daai triekie staan nog uit. Goed julle, kom ons gaan na die volgende enetjie toe, as julle reg is. Kyk ons wat sê julle hierso. Hoe voel jy tans? Hoe goed stel jy tans grense? Nou, grense is nogal ietsie waaroor Erika gaan gesels nou, né? En dan sal sien hoe kom ons dit sê, vra. Sukkel jy?
Is dit bietjie moeiliker? Sit so tussenin. Antwoord jy voor 10:00 in die aand? E-posse 10:00 in die aand? Dit is 'n moeilike ene. En vir die wat dit nie weet nie, hierdie is anoniem, so ons kan nie sien A, B of C se antwoord nie. So jy is veilig. Asseblief moenie terughou nie. Deel jou eerlike ervaring. Asseblief. Dit reg waarde vir ons en ook in terme van navorsing dit help ons om ook te verstaan waar baie van ons onderwysers sit op die oomblik. Asseblief. Druk ou knoppies. Ons het net so 5 vragies, ons gaan nie lank besig met hierdie voor ons nou wegval nie. So kom ons kyk die volgende enetjie. Hierso is ek hoop nou gaan na die regte kant. Nee, hier sê. Wat is tans jou grootste uitdaging as onderwyser? Ek vermoed dit gaan baie dieselfde wees as die eerste enetjie. So nie. Hoop ek het nou die regte knoppie gedruk hier. Ja, ek dink so. Wat sê? Te min ure in die dag. Ek kan nie vir julle sê hoe baie ervaar ek dit nie. Admin bly daar. So julle. Dit is so interessant om te sien, hè? Julle kan dit ook nou sien, kyk hoe interessant is dit tydsbestuur. Dissipline is ook nog hulle een wat herhaal word. En dan hierdie een is vir my mooi, julle het al reeds by opgekom. Wat gee jy hoop? Vakansie. Ja, vakansie. My man, dis so mooi en ek hoop jy sê vir jou man vanaand dit ook. Leerders wat vorder en dat ek nie alleen is nie, jy is nie alleen nie, ons is almal saam in die bootjie. Kinders, wow, ja. Naweke. Ek moet sê, ek moet nou 'n staaltjie vertel, in die week toe sien ek 'n Facebook herinnering wat ek gesê het, kan nie naweek nie maar net ophou nie, maar ek het gewerk hier naweek onthou. Toe sê een van my oud juffrouens vir my, jy kan sien jy is nie onder. Maar ek moet net sê ek was daarom. Ek was daarom. En hier is die laaste een, wat hoop jy om vandag te hoor? Tools vir oorlewing. Ek hoop ons gee meer as tools vir oorlewing. Ons wil hê julle moet floreer. Julle moet op die einde hier uitstap om te cope met al die druk. Begrip het ons definitief. Ons was almal al daar. Ag julle, baie dankie dat julle hier aan deelgeneem het. Ek gaan hulle almal mooi deurlees en ons hoop ons gaan vir julle vandag 'n bietjie antwoorde gee. Alhoewel dit nie antwoorde noodwendig is nie, dalk 'n bietjie moed. Ja. Of raad, net raad. So ek gaan nou hierdie enetjie wegvat. Ek wil julle sê dat uitbranding het verskillende gesiggies en Erika gaan nou vir ons 'n bietjie vertel van hoe dit lyk. Bietjie data gee, nie om julle mismoedig te maak nie, maar om net 'n bietjie konteks te gee. En dan gaan ons ook 'n bietjie kyk na 'n paar hoe bestuur jy van hierdie hulpbronne wat jy binne jouself het? Tips en triks. Mooi Engels. Baie dankie, Sarina. Dit is my so lekker om saam met julle te wees. Eerstens 'n disclaimer, ook in Engels. As jy 'n taalpurist is, moet asseblief nie kom vir my nie. Ek is baie jare al 'n Engelse juffrou. Ek skryf in Engels, ek dink in Engels, al het ek 'n halwe Afrikaanse hart. Wees maar kind soos hulle sê en probeer om op die boodskap te fokus en asseblief nie die kwaliteit van Afrikaans nie. Kom ons, let's keep it real. So ek is so bly jy is hier. Ek is so bly jy het besluit om dit by te woon en ek weet jy is moeg en dit was 'n lang dag. Maar ek hoop regtig dat hierdie ietsie vir jou gaan beteken en soos Sarina ook gesê, die hele doel van hierdie webinar is om gesprekke te begin rondom onderwyserwelstand. Jy maak saak. Ons het vandag 'n hashtag begin en asseblief
stuur vir Sarina jou foto en gebruik dit op sosiale media. Ek dink dit het tyd geword in Suid-Afrika dat ons ongemaklike gesprekke begin hê in die onderwys. As ons dit nie identifiseer nie, kan ons dit nie fix nie. So asseblief, ons maak saak. Ons kan gaan in die volgende skyfie en hierso gaan ek vir jou vertel wat is uitbranding. Al is ek seker jy het, meeste van julle het praktiese ervaring en weet presies hoe dit voel. Onderwysersuitbranding is 'n toestand van emosionele uitputting, depersonalisasie, dis 'n baie slegte Afrikaanse woord, depersonalization, wat beteken jy voel nie jy's noodwendig in touch met In voeling met ja, en voeling en jy voel net 'n bietjie dat daar's 'n afstand tussen jou en jou ervarings. Verminderde persoonlike prestasie, want jy's moeg en jy's uitgeput en jy voel ook nie elke dag so lekker nie. Dit ontstaan deur aanhoudende werkstres. Nou as jy 'n juffrou is dan of 'n meneer is, dan weet jy presies waarvan ek praat. En admin is iets wat baie sterk deurgekom het en dit is gewoonlik wat die stres veroorsaak. Hoë werkseise, onrealistiese verwagtinge, onvoldoende hulpbronne. Hierdie is alles goedjies wat julle ouens regtig ervaar elke dag. In Suid-Afrika word die toestand vererger deur ons sistemiese ongelykhede en veral na COVID. Ek seker baie van julle sien die veranderde klaskamer, dat die kinders wat jy voor jou het, hulle is anders, hulle het ander probleme, want baie van die kinders het nie die ondersteuning gehad deur COVID nie. So daai digital divide waarvan hulle praat, is definitief groter. So vandag vra ons vir jou die vraag, is jy aan die brand of uitgebrand? So ons gaan hierdie 5 vrae bespreek. Wat is jou uitdagings? Nou voordat ons begin wil ek hê jy moet verstaan dat jou welstand is uniek. Welstand het nie 'n spesifieke definisie nie, dit het elemente wat dit ingemeen het, maar ons almal se welstand lyk anders. So ook lyk jou uitbranding. Ek praat van 'n welstandsprofiel of 'n uitbrandingsprofiel. So vir Erika gaan uitbranding lyk soos sy wil met niemand praat nie, sy wil nie uit die bed uit opstaan nie, sy eet te veel of glad nie. So, dit is my uitbrandingsprofiel, maar ek seker jou lyk anders. So, ek wil hê jy moet kyk na wat ons doen vandag en gebaseer op jou selfkennis, besluit, wat is die rooi vlaggies vir my en wat kan ek doen, waarop kan ek fokus om dit beter te maak. So tweedens gaan ons kyk na jou persoonlike hulpbronne, wat het jy beskikbaar? Hoe stel jy grense? Hoe beskerm jy jou energievlakke? En dan hoe om nuwe selfversorgingsgewoontes aan te kweek. Ja, dit hoef nie daai vir mooi Afrikaans. Eerstens gaan ons praat oor die uitdagings. Soos ons nou net gesê het, ons almal weet, as jy 'n onderwyser is in Suid-Afrika, as jy 'n onderwyser is, dan weet jy hoe lyk hierdie. 65% van onderwysers in Suid-Afrika het ervaring van uitbranding of ervaar tans uitbranding. Nou, as iemand dit vir my 'n maand gesê het, dan, en nog steeds het ek daai reaksie van, wat? Net 35% is equipped om in die klaskamer te wees. Dit is regtig, dis angswekkend. En daar's baie min inisiatiewe wat na onderwysers kyk. En ek dink dit is iets wat ek en Sarina in gemeen het. Dit is die hele doel. Emosionele uitputting. Ek seker van almal van ons het al die Instagram post gesien van 'n onderwyser maak meer besluite as 'n neurochirurg. En dit is die waarheid. Ons weet dit. Ons voel daai as jy by die huis kom, moet jy net gou eers op die bed gaan lê en doodse stilte hê dat jy net jouself weer kan terugkry. Want dit is baie uitputtend. Dan die depersonalization waarvan ons praat, jy voel losgekoppel van jou leerders, van jou kollegas, van jou familie en jy weet nie eintlik hoekom nie. Die Engels het 'n mooi woord, numb. Jy's heeltemal afgestomp. Ja, jy voel niks meer nie. Hulpbron tekort. Nou hierdie is ook iets waarvan ons almal weet. 70% van skole het hulpbron tekorte. En of jy nou by 'n ryfskool, by 'n privaat skool, by 'n staatsskool is, ons almal het tekorte. Maar die ekstremiteit van die tekorte in Suid-Afrika is
is nogal kommerwekkend. Nou hierdie is al die slegte nuus, maar ons gaan nou kom by die goeie nuus, reg? 50% van onderwysers, en as jy eerlik is met jouself, is ek seker of van jy gaan van sê, Erika, maar ek het net gister aan. Dink daaraan om te bedank, want dis 'n tall order. En voordat ons dit op die tafel sit en sê, om 'n onderwyser te wees is moeilik. Dis nie 'n maklike werk nie. Kan ons se dinge nie beter maak nie. En om alles te vererger, sê 50% van onderwysers, ons het nie ondersteuning nie. Niemand gee vir ons ondersteuning nie. En baie van ons is te bang om te sê, ek sukkel. Jy's te bang om vir jou departementshoof te sê, ek sukkel. Ek weet nie hoe om met al hierdie hooi op my vurk, ek weet nie wat ek kan doen nie. Want daar is maar 'n stigma nog steeds om uitbranding en as iemand nie spanning kan verwerk nie. Dan natuurlik sistemiese stressors. Die leerder, onderwyser en ons Mentimeter het gewys, ouer verhoudings is dikwels onrealisties. En ek het al baie stories gehoor van onderwysers wat sê 11:00 in die aand kry hulle 'n WhatsApp boodskap van 'n ma, soek asseblief vir Janie se waterbottel. Dit het nie huis toe gekom nie. Dan dink ek het ons almal nog 'n intense reaksie om te sê, liewe mevrou Dr. Dominee, is nie jou kind se persoonlike assistent nie. Kan jy asseblief jou kind se goed maak? Ek is seker van baie van ons het al hierdie boodskappe gekry. En wat jy sê, ek as 'n mamma, en ek ook verstaan die mense wil stuur daai tyd van die ander. Dit is wanneer jy tot stilstand kom, maar dit is nou waar ons moet sê van grense, maar ons sal nou net daarby. Yes. Sê, hierdie was nou al die slegte nuus. Dit is die stand van sake. En ek wil graag vir jou vra, gee vir my 'n duimpie, of 'n af-een, as hierdie enigstens vir jou sin maak. As dit vir jou sê, yes, ek weet presies waarvan jy praat, Erika, hierdie is vir my, dit is gemaklik, want ek sien dit elke dag. Ja, en ek sien al kyk al daai duimpies. Absoluut, julle, en ek dink, ons moet ophou terughou. Ons moet ophou om prentjies te teken wat nie bestaan nie. Dit is jou werk. Jy moet na jouself kyk, want ek beloof jou hoof, jou onderhoof, jou SMT, die hele kroos, hulle gaan jou vervang. Niemand gaan vir jou 'n standbeeldjie opstel nie. En ek dink onderwysers, die rede hoekom ons onderwysers word, is omdat ons wil 'n verskil maak. Jy wil daai verskil maak in 'n kind se lewe. Jy wil waarde toevoeg. En dan die verantwoordelikheid wat daarmee saamkom, is baie keer absoluut onrealisties. En skole in die hele opvoedkundige stelsel, ek dink buite dit. So jy moet daai grense stel. So ons gaan nou oorbeweeg en ons gaan praat oor die persoonlike hulpbronne. Nou wat ek hier van praat, is dat wat het jy in jou toolbox wat jy kan gebruik om jou welstand te verbeter? En ek weet, dit is holriggery, maar genoeg rus. Rus beteken nie noodwendig slaap nie. Kreatiewe rus. As jy net wil Netflix en chill vir 'n naweek, dis assosiasie. Jy wil net nie dink nie. Dit is 'n manier van rus. As jy wil verf, of jy wil scrapbooking doen, of jy wil kos maak, enigiets kreatief, dis ook rus. So, rus is baie belangrik en dit is nie net slaap nie. Dis baie keer net, nee, ek wil nie gaan braai nie. Ja, jy mag dit sê. Ja, wat van ons braai nie? Wat van ons sit nie die musiek aan nie? Wat van ek wil net 30 minute se stilte hê? Want jy moet jou batterye herlaai. Dan, die volgende punt is streng tydsbestuur. Nou hierdie gaan baie goed saam met grense en ons gaan nou 'n bietjie in detail oor grense praat. Gereelde badkamerpauses. Oukies, het julle almal daai ekstraal gesien van 'n onderwyser se blaas? Dit is so groot as 'n bees. Want ons het nie hierdie luxury baie keer nie. Daar is net nie iemand om, jy kan nie jou klas alleen los nie. So wat doen jy? So ek dink dit is belangrik om ook te fokus op ons regte. Dit is 'n mensereg. En begin 'n buddy system of vra vir leierskap.
wat is die plan? Hoe maak ek? Ons het 'n WhatsApp groepie, is daar 'n onderwysersassistent, wat kan ek doen? Om net 'n basiese ding soos 'n badkamerpouse te hê asseblief. Grense en verhoudings. Ons almal weet dat 'n personeelkamer 'n toksiese plek kan wees. So, ek wil vir jou vra, stel daai grense. Want dit kan ook jou energie tap. Maak seker jy drink genoeg water. Vat maar jou fake Stanley skool toe. 1,2 liter. Jy hoef nie die hele tyd met hom rond te loop nie. Jy kan hom op jou tafel sit. Maar sorg net dat jy deur die dag daai water drink. Bestuur jou energievlakke. Wat beteken dit? Die snoepie is nie noodwendig die beste keuse nie. Ek weet ons almal dis deel van stres. Om stres te hanteer en ek weet skole buy dit ook uit want hulle maak vir ons almal 'n rekening. So as juffrou kwaad is vir Jannie en die helfte van die klas nie hulle huiswerk gedoen nie, dan stuur ek gou 'n kind vir 'n baa-wan. Raak, maak beter keuses. Vat eerder vrug of sit 'n bietjie beplanning in en ja, probeer om jouself op 'n ander manier te reward as sjokolade. Ek praat ook natuurlik met myself, ouens. Gesonde kos, ek sê dit gaan maar daarmee saam. Pak maar 'n kosblikkie. Maak 'n toebroodjie, vat 'n piesang, 'n klein yoghurt. Maak dit maklik. Vat goed wat maklik is vir jou om te eet. As jy weet, vandag het ek nie 'n afperiode nie en ek is op terreindiens en ek is op werkdiens en 3 uur gaan ek eers gaan piepie. Dan weet, beplan maar 'n bietjie en vat daai maar saam met jou. Gereelde oefening. Ek sê nie jy moet 'n spiertier word en ure in die gym spandeer nie. Ek sê net loop 'n bietjie meer, beweeg 'n bietjie meer. Moenie as jy besig is met beplanning, moenie vir 3 ure agter jou laptop sit nie. Maar stel dalk jou alarm en maak dit 45. Ons leer vir die kinders Pomodoro, daai tematie metode. Stel maar daai alarm en vat nie daai breek, staan net op, beweeg 'n bietjie, laat jou spiere nie styf word nie. Ek wil nog wel hierso sê, ek het nou nog iets gelees wat hulle sê, as jy net elke 45 minute opstaan en 10, hulle noem dit air squats, skoon my Engels, lig squats, Dan is dit net so goed as wat jy halfuur gaan stap het, so. En glo my, na 3 stelle is jy môre styf. Beweging, ja. En stoppertjies, weer eens kreatiewer is, ontlaai net bietjie, maak jouself los. En dan selfdeernis. En as jy ook nie weet wat dit beteken nie, ek moet dit opsoek, kindness, selfdeernis. Wees net bietjie nice met jouself. Ja, soos wat jy met 'n vriend sou wees. Exactly. Ja. Wees net bietjie nie so hard op jouself nie. Moenie jouself heeltyd kritiseer nie. Partykeer kan elke les hoef nie fenomenaal te wees nie. Ons almal het ons berge en dale. So hê daai selfdeernis. En nou gaan ons die vloekwoord gebruik, energievlakke en grense in dieselfde sin. Ek wil vir jou sê, soos ek sê, die volwassenes is nie op pad. Jy is die volwassene. Niemand gaan jou kom red nie, niemand gaan vir jou 'n medalje gee nie. En baie keer gaan niemand eers vir jou hande klap nie, al verdien jy dit. Jy moet daai grense stel. En jy kan nie 'n goeie juffrou of meneer wees as jou eie beker leeg is nie, want dan het jy niks om te gee nie. Jy het nie geduld met kinders nie, jy is nie kreatief nie, want jy is heeltemal absoluut uitgeput en opgebrand. Ek wil daai woord gebruik. Want hoe meer jy gee, dit is so in die onderwys, en soos ek sê, ek hou 25 jaar skool, ek is nou by SACAP maar as 'n lektor, maar ek was self tot in Februarie in die klaskamer, en dit is nie net my lived experience nie. Meeste onderwysers waarmee ek praat sê, hoe meer ek doen, hoe meer verwag hulle ek moet doen. En ek sê nie jy moet 'n oorlosie kyker word wat die hele tyd dophou. Is dit 1 minuut na 2, hoe laat kan ek gaan nie? Ek sê net jou eerste prioriteit is jy. So, hoe gaan jy jou grense stel? Verminder oormatige werkeise. Jy mag nee sê. Jy het 'n werkskontrak en jy hoef nie die konserte reël en netbal af te rig en die debat
komitee te lei en nog al die verversings te doen en blommerangskikkings nie. Soos pick one. Dit is mooi. Wees realisties, want jy het nie soveel tyd beskikbaar. Jy moet 'n sekere tyd hou om te herlaai. Want soos ons gesien het by die Mentimeter, administratiewe take is wat jou tyd net opvreet. En as jy nie sê, verskoon my meneer, ek dink daar's 'n onderwysassistent wat hierdie afskrifte vir jou kan maak. Of hoorie, maar ons het 2 onderwysassistente vir senior fase. Ek dink hulle kan maar my toetse vir my stapel. Gebruik dit wat jy het en beplan. Probeer 'n bietjie meer tyd spandeer om te beplan. En wat is die impak van hierdie grense? Dit verlaag jou druk wat jy ervaar. So dit is indirek, is dit nie goed vir jou gesondheid. Ja, daar's mense moet 'n bietjie kyk wat is jou nou van SOS se kant af praat. Ja. Ons probeer werklik om te kyk na oplossings, praktiese oplossings. So as jy wonder hoe jy 'n bietjie tyd kan wen met assesserings, stuur vir ons 'n e-pos. Ons help graag. Ja. En daar's ander maniere om te kyk na 'n probleem of oplossings te vind. Absoluut. Rondom die moeilike admin vereistes. En ek dink onderwys dat ons 'n tendens, almal speel met hulle kaarte so naby, want hulle mag tog net my toets doen nie. Ek gaan nie my toets met iemand deel nie, of ek gaan nie hierdie werkwoord met iemand deel nie. Hou op! Deel, werk saam. Want as julle 'n departement is, almal hoef nie 'n werkkaart te hê oor verlede tyd nie. Een ou kan dit doen. En dit spaar almal tyd. En as spanwerk is so belangrik vir tydsbestuur. Dan emosionele dreinering. Nou, hierdie is 'n sameloop van omstandighede. Ek dink dit is belangrik om die emosionele grens te stel. Soos ek sê, ek verwys na personeelkamers wat 'n seën kan wees of 'n absolute las. Jy is nie noodwendig daar om vriende te maak nie. So jy hoef nie 'n persoonlike verhouding met almal te hê nie. Jy moet wel probeer om saam te werk en jy moet vriendelik wees, jy moet respek hê en 'n mens moet positief wees, maar jy hoef nie soveel van jouself te gee vir elke liewe mens nie. En let's just put it out there. Onderwysers kan kla en as een begin kla, dan kla almal. En op die ou einde het jy eintlik net gegaan vir 'n koppie tee. En dan kom jy daar uit en jy voel doodmoeg, want almal se las word op jou gelaai en jy vat dit saam. So wat ek sê is, stel daai grense en probeer dalk 'n geleentheid skep waar mense kan sê en saam om 'n tafel sit en sê, weet jy, ek is so moeg. Ek kan net nie meer, ek kan nie my hele kwartaal se beplanning ingee 'n week na die skool geopen het. Ken nie my kinders nie, ek weet nie wat is hulle, ek het nog nie eens 'n baseline assessment gedoen nie, en almal kan saam praat en mense kan deel en sê, hoorie maar, het jy hierdie probeer? Het jy al Canva ontdek? Kan ek iets met jou deel? Ek het hierdie verlede jaar gemaak, kom ek stuur dit vir jou. Dis waar spanwerk inkom, maar stel daai emosionele grens en beskerm jou emosionele energie. Dan gaan ons na prioritiseer selfsorg. Nou, selfsorg is nie noodwendig 'n spa en 'n masker nie. Ons dink meer aan daaglikse goedjies wat jy kan doen. En selfsorg is nie net vir die vrouens nie. Meneer, jou selfsorg is net so belangrik. Maak seker jy kry genoeg rus, maak seker jy beweeg, maak seker jy drink genoeg water. Al daai goedjies wat ons gepraat het, want dit gaan oor jou dopamien en jou serotonien vlakke. Dit is 'n chemiese wanbalans. So hoe meer jy dinge doen wat jou dopamien en serotonien verhoog, hoe beter gaan jy voel. Dan kom ons by nog 'n baie moeilike woord en dit is balanseer. Nou jy sal hier sien, ek praat nie van 'n balans nie. Daar is nie, in my opinie, en die data motiveer dit, daar is nie 'n ding soos lewe en werk balans nie. Dit is 'n ritme. Want dis nou eksamen, met ander woorde, ek het 3 dae om hierdie pak goed te maak. Dit is 'n vallei
van die dood. Ons almal was al daar. Want jy werk teen die oorlosie en jy moet dit jou punte ingee. Met ander woorde, daar's nie balans nie. Maar daar gaan 'n fase kom hier in die middel van die kwartaal wat jou kinders is okay, jou werk is op datum, geen klas is agter nie, wat jy nie noodwendig by die huis hoef te werk nie. So daar's jy weer op 'n piek. Ja. So ek dink daai prentjie moet jy in gedagte hou. En dan wees meer selfvergeldend. Nou, dit is ook nie so lekker woord soos assertive nie. Ek's jammer. Maar stel daai grense. En ja, ek weet, mense word baie maklik gelabel as of sy's moeilik. Sy het opinies. Maar jy moet jouself beskerm. Jy moet effektief kommunikeer. En om te sê, om na jou lynhoof toe te gaan en te sê, meneer, juffrou, hierdie is vir my probleem en dit is hoekom dit vir my probleem is. En dit hoef nie 'n emosionele, ek wil die woord gebruik, vloermoer te wees nie. Dit kan 'n volwasse gesprek wees, om te sê, hierso is die feite. Dis nie 'n emosionele situasie nie. Hierdie is wat ek kan doen, dis my oplossing, dis my voorstelle. Wat is jy mee gemaklik? Ja, ek dink Dit dit is is so belangrik. Jy kan 'n lysie te maak vir jouself en te sê, goed, hierdie, jy weet dat jy nie op 'n emosionele moeilike plek na iemand toe gaan nie, want dan raak dit 'n konflik. Ja. Dat jy gaan op 'n rustige plek waar jy kan sê, okay, kan ons asseblief 'n gesprek hê hieroor? Ja. En ek dink dis baie dan is mense toegewend om te sê, okay, kom ons gesels. En ek het Oprah gekyk religiously as 'n tiener. Ek dink 'n deel van my wil nog steeds Oprah wees. En sy het gesê in een episode dat jy leer mense hoe om jou te behandel. Met ander woorde, weer eens, niemand gaan jou kom red nie. Jy moet jouself red. So jy moet mense leer en sê, Erika sy's 'n teamplayer. Sy het 'n oplossing. Sy's positief, maar sy is baie spesifiek met wat sy kan doen en wat sy nie kan doen nie. En baie keer gooi ons onsself onder die bus. Want jy sit in 'n vergadering en iets moet gedoen word en daar is doodse stilte. Niemand maak ook kontak nie, ons almal weet dit, almal kyk op die vloer, iemand drink water, weet, iemand is besig aan die sak wat niemand wil 'n hand opsteek nie. En dan is jy so gefrustreerd dat jy net jou hand opsteek en sê, fine, ek sal dit doen, kan ons net aanbeweeg, dis 2:50. Weet, ons almal het daai ervarings gehad. Asseblief, gee vir my 'n bietjie 'n duim in die lug as hierdie vir jou sin maak, as hierdie vir jou prakties, as jy dit prakties in jou lewe as 'n juffrou sien. Stuur vir ons 'n maak kommentaar en gesels met ons. Dit is so belangrik dat hierdie gesprekke wat ons het definitief realisties is en dat ons nie ongemaklik is om to tell it like it is nie, want ons kan niks verander as ons dit nie doen nie. Dan gaan ons nou in die grys area van self-care. Ek nou nie op hierdie stadium die kleedskamertjie dophou nie, want ek het skyfies wat ek moet volg. Maar verbar skryf asseblief ons gaan nou kyk. Ons sal definitief. Hierdie is gewoontes. So ek praat nie van jou weeklikse sheet mask of die tipe van superficial goedjies nie. Ek praat van regtig elke dag gewoontes. En soos ek sê, hierdie het ons reeds oor gepraat. Kry genoeg rus. Jou brein kan nie funksioneer as jy nie genoeg slaap nie. Maar ek moet ook sê, Erika, ek dink ek gaan 'n paar duimpies kry. Om te slaap is ook nie altyd so maklik nie. Ek weet, ek was op 'n stadium dat 'n slaaphol maak my dalk aan die slaap, maar dit hou my nie aan die slaap nie. En dan net teen 2 uur, daar sien ek dan word jy wakker en dan weet jy wat om jouself te doen nie, jy kry hom weer nie. Nou as jy by die slaap raak en raak jy slaap jy so lig, dit is moeilik. En ek weet, ek het baie van hierdie ervaar, ek was al daar. En dis moeilik, want as jy hierdie lysie so kyk en dink jy, ek het nie hiervoor tyd nie, ek het nie. Waar gaan ek tyd kry? Maar baie keer is dit in klein goedjies. Dit hoef nie 'n groot ding te wees nie. Dit kan 'n 5 minute maak jou oogies toe en haal net ons haal nie asem meer nie. Maar okay, ek stem saam en ek dink dis daai ons lag altyd vir daai grappie en dis goed wat kinders ook sê, hoe eet jy 'n olifant? Happy vir happy. So wat beteken rus vir jou? As jy net vir 'n halfuur sit
en Grey's Anatomy kyk, of die rerun, net omdat dit vir jou lekker is, dis jou happy place, dan doen jy dit, want dit herlaai jou battery. En ook, gebalanseerde kos beteken dalk vir jou, ek vat 'n piesang skool toe en ek drink water. En ek drink 2 koppies koffie voor 1 uur. Okay, dit is in 'n perfekte wêreld, hè? Ek weet, ons baie van ons we run on koffie. Maar so ek sê hierdie klein goedjies. Niemand verwag van jou om die hoofmeisie te wees as dit kom by welstand nie. Want weer eens, jou welstand is uniek. Wat jou herlaai is anders van my of Sarina. Maar jy moet kyk na hierdie lysie en sê, goed, ek kan, as ek by die huis kom, vir my 'n koppie tee maak, op die bank gaan sit en diep asemhaal. Ek kan vir my kinders sê, as ons by die huis kom, van die skool af tot by die huis, is 'n doodse stil 2 minute doodse stilte in die kar. Want mamma moet net bietjie dink. Okay. En ons almal is in 'n situasie. Dit hoef nie groot veranderinge te wees nie. Dit kan klein veranderings Dit wees. is vir jou 'n baie groot impak. Ek kan Absoluut. getuig daarvan, ja. Absoluut. En ook, ek dink, as 'n onderwyser, jy moet hierdie goed, jy moet 'n voorbeeld wees vir jou kinders. Nie net jou eie biologiese kinders nie, maar die res van jou kinders by die skool. Want baie min ouers is ingelig genoeg om hierdie vaardighede vir hulle kinders te leer. So dit is ook, dis deel van daai hidden curriculum waarvan ons altyd praat. Beweeg, stel grense, fokus op klein oorwinnings. Wat is 'n klein oorwinning? Ek het my fake Stanley skool toe gevat en ek het 3 slukkies gevat vandag. Dis beter as gister wat ek ook nie saam skool toe gevat het nie. Weet, 'n klein oorwinnings. 'n Stokperdjie, wat is 'n stokperdjie? TikTok kan 'n stokperdjie wees. Dis educational. Reg, as dit vir jou 'n veilige plek is en 'n plek vir jou is om te ontlaai. As dit jou beter laat voel voordat jy dit gedoen het, dan is dit die regte ding vir jou, maar jy moet besluit. Wees teenwoordig in jou eie lewe. Moenie net op survival mode wees nie. Soos ons gesê het, ons haal nie meer asem nie. En as jy oorweldig voel in die klas, sê net, ouens, 60 sekondes. Staan buite, haal 2 of 3 keer diep asem. Voorbeeld te gee en sê, laat jou kinders dit saam met jou doen. Ja, Dit is net so veilig om jy nie. doen, of het gedoen met my kindertjies. Laat hulle strek. Net, en met jonger kinders is dit makliker, maar selfs so tieners. Die feit dat jy soos 'n idioot lyk, maak hulle maklik om dit te doen. As hulle vir jou kan lag, dan sê hulle 'n breinpause, Ja, want dit is letterlik jy beweeg net vir 5 sekondes en jy gaan sien Net hoe maak ietsie ons anders. beter, ja. ietsie anders. Maak tyd vir jou familie en vriende. Nou, soos ek sê, jy hoef nie elke naweek te gaan braai nie, dis okay om te sê nee. Maar ek dink, probeer ten minste, as jy weet, ek kan 15 minute saam met my kind spandeer. Terwyl my dogtertjie 15 minute lesse saam met my op die bed en ons, partykeer praat ons nie eers nie. Dis net 15 minute, ek is hier, ek weet jy is hier, ek is nie besig op my foon nie, ek is nie besig met iets anders nie, ek is by jou. En soos ek sê, as dit vir jou, as jy klein kindertjies het en is moeilik, dalk is dit 10 minute. Jy besluit en jy is in beheer, maar dit is jou verantwoordelikheid. En dan, wees dankbaar vir wat jy het. Nou, navorsing wys vir ons, as jy net elke dag, al is dit net een ding, lys, waarvoor jy dankbaar is, dan dit verander hoe jou brein werk. So, dit is nie 'n moeilike ding nie. Ek meen, hoe lank vat dit jou? Begin 'n groepie by die skool, of onder jou vriendinne, en elke aand 7 uur, stuur hulle vir mekaar 'n boodskap, dankie tog vir my man wat kos gemaak het. Ja, kan dit ook gebak het. Dankie. Weet, klein goedjies, dit hoef nie sulke groot goed te wees nie. So, hierdie is nou my preek vir die dag, maar ek wil graag vir jou vertel van SAPI. Ek het SAPI begin in 2023 en al hierdie, soos ek sê, ek is 'n juffrou. Dit is gebore uit my eie struggles. Ek's jammer, maar dit is die lekkerste woord. Soos dit, ons praat altyd van 'n freedom struggle. Hierdie was vir my baie moeilik, want daar was geen antwoorde nie. Daar's niemand wat vir my gesê het, maar Erika, dis nie net jou probleem nie. En dit is hoe my werk in onderwyserswelstand begin het. So, South African Teacher Wellbeing Initiative
die 1 Junie begin ek 'n lidmaatskapprogram. Jy kan gaan kyk, ek is nie 'n marketer nie, ek's 'n juffrou. Jy kan kyk, jy gaan hierdie hê, daar's 'n QR-code wat jy kan scan en al die inligting is daar. Jy kan my asseblief e-pos. So ek sê ek sal graag wil hoor van jou ondervinding en waarmee jy sukkel. Ons almal sukkel op verskillende maniere. Maar op die webwerf is daar ook 'n pledge en Sarina gaan dit vir ons vertaal en ons gaan dit na dit verwys as onderwyser welstand ooreenkoms. Asseblief taalpuriste help. Jy's welkom om dit vir ons mooi te vertaal, maar ons dink aan onderneming. Dit is dan nie iets langtermyn soos 'n huwelik nie, maar dink met jouself, so jy moet daai onderneming met jouself doen. Soos sê om jouself verantwoordelik te hou en te sê, tot hier toe en nie verder nie, ek is belangrik, ek maak saak, ek kan nie 'n goeie onderwyser wees as ek nie na myself kyk nie, en ek is verantwoordelik om vir die kinders in my klas te leer hoe om hulle welstand eers te sit. Want akademie is nie altyd die belangrikste nie. Maar navorsing wys ook vir ons dat onderwysers wat 'n hoë welstand het of 'n hoë welstandsyfer, hulle kinders presteer beter akademies. So jy het nie 'n keuse nie. Dit is jou verantwoordelikheid as 'n onderwyser om na jouself te kyk. En dan weer eens hier is al die inligting, Facebook, moenie lag nie, TikTok, Instagram, alles is daar. Ek het ook 'n The Teacher Coach WhatsApp community, so dis 'n WhatsApp groepie. Ek beloof ek spam niemand nie. Niemand stuur vir ons gesensorde dokumente of foto's nie. Alles is mooi in lyn met die POPI Act. Net ek deel inligting en gewoonlik is dit of pedagogiek, classroom practice, dissipline, wat ook al waarde toevoeg tot jou ervaring as 'n onderwyser. En is ook nie net bywerk nie. As ek 'n interessante artikel lees, dan deel ek dit daar. So asseblief, gaan loer bietjie daar en hier, as jy daai gaan scan, gaan jy jou sertifikaat kan aflaai vir vandag. En ons is so bly julle was hier. Ja, baie dankie. So ek sê, die doel van hierdie is om gesprekke te begin. Ek dink as ons almal begin praat oor hoe moeilik dit is, eerstens, om 'n juffrou te wees, om 'n meneer te wees, en hoe ons dinge kan beter maak, kan ons hierdie beweging begin, wat sê, ons maak saak. Baie dankie, dit is my baie lekker. Baie dankie dat julle tyd vir ons gegee het vanmiddag, want ek weet dit is die kosbaarste ding hier rond. So ek hoop julle het ietsie daaruit gekry, ek hoop julle het ietsie geleer, en ek weet, dis bitter moeilik, maar asseblief kyk na julleself, julle is kosbaar, en julle maak die wêreld se verskil in ons kinders se lewens, en in mekaar se lewens, so begin mekaar ondersteun. Net daai, ek weet ook waarom jy gaan, want ons almal gaan daardeur as onderwysers. So ja, baie dankie. As julle enige kommentaar het of enige vrae, julle is baie welkom om my te e-pos. My e-posadres of Erika se, myne is net sarina@skole.co.za was maklik. En ja, dan antwoord ons julle graag. Ons kyk, kontak ons vir SOS. Ons het baie oplossings al uitgedink en ons dink graag nuus uit. So, maar ja, dan groet ons. Ja, baie dankie en jy maak saak. Dankie, dis hy. Groete julle.